In 1991 het die wêreld gesien 'n seismiese verskywing soos die Sowjetunie ontbind het. Hierdie gebeurtenis het die einde van die Koue Oorlog gemerk, wat wêreldmoondhede gelaat het om hul rolle in 'n nuwe wêreldorde te heroorweeg. Globale reaksies, Verenigde State en westerse moondhede, die FSA en sy bondgenote het die Sowjet-Unie-instorting as 'n triomf van demokrasie en kapitalisme beskou. Dit het die einde van ideologiese wedywering gemerk en geleenthede vir die uitbreiding van westerse invloed, liberalisering en globalisering geskep. Westerse media het die oorwinning van die vrye wêreld gevier, terwyl beleidsmakers nuwe ekonomiese en veiligheidsvennootskappe verwag het. Oos-Europa, voormalige Sowjet-satelietstate het onafhanklikheid as bevryding van autoritaire beheer beskou. Lande soos Pole, Hongarye en Tsjechoslowakye het oorgegaan na demokrasie en markekonomieë, hoewel die verskywing ekonomiese uitdagings en sosiale spanning geskep het. Rusland en voormalige Sowjetrepublieke, terwyl sommige vryheid gevier het ander ekonomiese ineenstorting, politieke onstabiliteit en onsekerheid oor nasionale identiteit in die gesig gestaar. Baie burgers het ontbering ervaar na mate staatsondersteuningsstelsels verkrummel het. Afrika se reaksie is beïnvloed deur die kontinent se historiese Koue Oorlog belyning. Baie Afrika-lande het politieke, militêre en ekonomiese steun van die Sowjetunie ontvang tydens antikoloniale stryd en burgeroorlog. Politieke herbelyning, die ineenstorting het die Sowjetsteun vir regimes en bevrydingsbewegings beëindig, wat Afrika-state gedwing het om nuwe vennootskappe te soek. Lande soos Angola, Mosambiek en Ethiopië, wat op Sowjet-hulp staat gemaak het politieke onsekerheid en ekonomiese uitdagings in die gesig gestaar. Ekonomiese impakte, die onttrekking van Sowjetsteun gekombineer met globale verskywings na markliberalisering, het Afrika-ekonomieë onder druk geplaas om aan te pas. Strukturele aanpassingsprogramme wat deur die Weste bevorder is, het Sowjet-hulp vervang, wat dikwels soberheid en hervormings afgedwing het. Ideologiese implikasies, Afrika-leiers het die mislukking van 'n groot sosialistiese mag waargeneem, wat baie daartoe gelei het om marxisties-leninistiese beleide te heroorweeg. Dit het ideologiese herbelyning teenoor kapitalisme en veelpartydemokrasie in verskeie state veroorsaak, wat politieke en ekonomiese oorgange versnel het. Strategiese gevolge, die einde van die Sowjetunie het ook die kompetisie tussen supermoondhede in Afrika verminder. Terwyl dit die intensiteit van volmagkonflikte verminder het dit 'n magsvakuum gelaat wat soms plaaslike stryd vererger het. Westerse invloed het toegeneem na mate voormalige Sowjetgebonde Afrika-state nuwe alliansies en ekonomiese steun gesoek het. Ten slotte, die ineenstorting van die Sowjetunie was 'n keerpunt met globale en Afrika-spesifieke gevolge. Wêreldwyd het dit die triomf van kapitalisme en demokrasie aangedui, terwyl dit in Afrika gelei het tot politieke herbelyning, ekonomiese uitdagings en verskywings weg van sosialistiese ideologieë. Die einde van die Koue Oorlog het dus internasionale en kontinentale dinamika op blywende maniere hervorm. Dankie dat u by ons aangesluit het.